Ons is in Spreuke hoofstuk 3 en ons gaan kyk na verse 3 en 4 vandag. Spreuke hoofstuk 3 vers 3 en 4 en dit lees dan so: Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. O Here, hoe wonderlik is dit nie dat ons U woord kan hê nie, dat ons kan weet dat dit U woord is, Here. Dat ons kan weet dat dit deur U uitgeasem is en aan ons gegee is, Here, en dat dit bonatuurlik is, Here. Dat dit nie is soos enige ander skrif in hierdie wêreld nie, Here, maar dat dit U woord is, die woord van die lewende God. En gun dit ons, Here, in hierdie oggend om dit so te hanteer ook, Here. Dat ons sal weet dat dit U is wat met ons praat. Dat ons sal weet dat dit U is wat hierdie vir ons gee. En dat hierdie nie bloot die woorde van mense is nie, of enigstens die woorde van mense is nie, maar U woord alleen. Maar Here, soos U weet en soos ons ook weet, ons is nietige mense, ons is stof en as. Ons het nie die vermoë om die woord aan te neem en deel van ons te maak nie, want soos die woord sê, niemand soek God nie, nie een nie. Maar Here, deur die krag van die Gees, kan U ons hart verander. Gun dit ons in die oggend dan ook weer eens, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar oor die genade so groot is, dat ons weer eens die woord sal aanneem, Here, en deel van ons sal maak, Here. Ter eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Amen. Ons het laasweek begin met hoofstuk 3 van Spreuke. En ons het gesien hoe Salomo vir sy seun sê om sy gebooie te bewaar. En indien hy wel sy gebooie bewaar, soos vers 2 dan verder sê, sal dit lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Maar soos ons weer eens gesien het, eerstens, Salomo se gebooie is niks anders as God se gebooie nie. Aangesien dit die verantwoordelikheid is van die pa om wel gebooie in sy huis te hê. 1 Timoteus 3 vers 4 sê, 'n ouderling moet een wees wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Dis wat Salomo besig is om te doen en dit word vir ons so beveel ook. En soos ons weet uit ons preek uit Titus, hierdie is 'n vereiste vir ouderlinge, juis sodat alle mans die ouderlinge in daardie voorbeeld kan volg. Dit sê nie ouderlinge, julle moet heers oor julle kinders en julle huis goed regeer, maar al die ander mans is okay, julle hoef nie julle huis goed te regeer nie. Nee. Dit is 'n vereiste vir ouderlingskap, juis om 'n voorbeeld te wees vir alle mans. Alle mans moet hulle huis goed regeer en hulle kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Ons as mans moet ons huise goed regeer en ons kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. En hoe doen ons dit? Deur om gebooie in ons huis te hê. Wat se gebooie of reëls as jy wil, moet ons in ons huise hê? Die gebooie van die Here. Die moslim het ook reëls in sy huis. Die ateïs het ook reëls in sy huis en die fariseer het ook reëls in sy huis gehad. Maar dit was en is nie die reëls en die gebooie van die Here nie. Salomo kan vir sy seun sê om sy gebooie te onderhou, want dit is die gebooie van die Here. En omdat dit die gebooie van die Here is, kan Salomo ook dan vir sy seun sê, dat indien hy dit hou, is daar ook 'n belofte van seën wat hom sal toekom. Salomo kan dit vir sy seun beloof, want dit is nie sy gebooie nie. Dit is die gebooie van die Here. En wêreldse reëls en gebooie kan nie dit doen nie. Maar wanneer ons gebooie in ons huis het wat gegrond is in die woord van die Here, dan kom dit ook saam met beloftes waarvan ons seker kan wees. En daarom eerstens is Salomo se gebooie nie net God se gebooie nie, maar tweedens, soos ons gesien het, kom dit ook saam met die belofte van seën. En dit nie net van toepassing op kinders nie, maar op almal wat hierdie gebooie onderhou, insluitend ook ons. Want terwyl Salomo hierdie vir sy seun leer, sien ons presies dieselfde gebooie sowel as seëninge
wat van toepassing was op alle mense, nie net kinders nie. Soos ons lees in Deuteronomium 6 vers 1 tot 2. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind, en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dan sien ons dieselfde belofte wat Salomo vir sy seun maak, as hy dit ook doen, en dat jou dae verleng kan word. En dit is presies wat ons ook hier lees in die eerste 2 verse van Spreuke hoofstuk 3. Maar Deuteronomium sê vir ons, hierdie gebooie, wat die gebooie is van die Here, en nie die gebooie is van Salomo nie, is van toepassing nie net op die kinders nie, maar ook op die ouers, wat hulle kinders daarin moet onderrig. En net so kom dieselfde seën ook alle gelowiges, insluitend die ouers toe, wat die kinders toekom, naamlik, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Maar dan sien ons verder in ons teks in verse 3 en 4, dat daar weer eens 'n gebod gegee word. En indien daarby daardie gebod gehou word, sien ons weer eens die seën van die Here wat ook daarmee gepaard gaan. En die gebod is vers 3, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. En die belofte wat dan daarop volg, vers 4, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Nou die woord liefde, wat hier gebruik word in vers 3, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. In die Hebreëus is die woord gesed. En dit is nie die algemene Hebreëse woord wat vir liefde gebruik word nie. Dit is nie die algemene Hebreëse woord vir liefde nie, waarvan hier gebruik gemaak word nie. En daarom vertaal verskillende vertalings dit ook op verskillende maniere. Party vertalings vertaal hierdie woord as lojaliteit of standvastige liefde, ander weer as genade, ander vertalings vertaal dit weer as liefdevolle toewyding, ander vertaal dit weer as goedhartigheid. En die lys gaan aan en aan. Nou wat daar vir ons geleer was in ons Hebreëse klasse, is dat hierdie woord veral 'n konnotasie dra van verbondsliefde. En dis ook hoe ons dit altyd moes vertaal het, indien ons Hebreëse vertaling gedoen het. Wanneer ons hierdie woord teekom, vertaal jy dit nie as liefde nie, jy vertaal dit as verbondsliefde. Of die liefde wat plaasvind binne 'n verbond. Want hierdie woord kom veral voor in die Bybel binne die konteks van verbonde. Byvoorbeeld hierdie spesifieke woord kom 11 keer voor in die boek van Genesis. Onder andere kom dit voor in die konteks van God se belofte om Lot te red, in Genesis 19 vers 19. Dit kom voor in Abraham se verhouding met sy vrou, wat ook 'n verbond is, in Genesis 20 vers 13. Dit kom voor waar Abraham by God se naam moes sweer as 'n verbond met Abimelech. God se verbond om Abraham se nageslag te bevestig deur Isak, sien ons hier dieselfde woord in Genesis 24 vers 11, 12, 14, 27 en 49. God se verbond met Jakob om hom terug te bring in die land van Kanaan, sien ons ook hierdie woord in Genesis 32 vers 10. Die Here wat in sy troue liefde Josef beskerm het in die tronk. Ons sien dit waar Josef die skinker vra om hom te beloof dat hy Josef sal onthou wanneer hy weer voor die Farao sal verskyn, soos ons lees in Genesis 40 vers 14, en daarom sien ons ook dat die skinker self sê dat sy sonde baie groot was, want hy daai belofte vergeet wat hy aan Josef gemaak het. En ons sien dit laasens in Genesis 47 vers 29, waar Jakob vir Josef vra om 'n verbond te sluit, sodat Josef hom nie in Egipte sal begrawe nie, maar hom sal begrawe in die land van Kanaan. En so moes Josef 'n verbond sluit met Jakob om dit te doen. Verbondsliefde. Maar die punt is, ons sien in al die gevalle waar hierdie woord voorkom, nou as 'n voorbeeld in Genesis, is daar een of ander verbond by betrokke. En daarom sien ons ook onder andere dat hierdie woord voorkom waar daar in 1 Kronieke 17 vers 12 tot 14 deur die Here bevestig word dat Dawid se troon vir ewig sal bestaan en Christus op daai ewige troon ook sal
heers. Daar is dus 'n definitiewe verbondselement gekoppel aan die woord wat hier in ons teks as liefde vertaal word. En daarom, net soos ons hier in ons teks spesifiek lees van liefde en trou, lees ons ook van liefde en trou in Spreuke 16 vers 6, waar staan, deur liefde en trou word die skuld versoen. En soos ons weet, skuldversoening vind alleenlik plaas binne 'n verbond met die Here. Maar 'n laaste voorbeeld sien ons in Psalm 25 vers 10, waar daar ook presies dieselfde woorde gebruik word as wat hier gebruik word, naamlik liefde en trou, dieselfde frase as jy wil. Maar dit word daar vertaal as goedendierendheid en trou. Waar staan, al die paaie van die Here is goedendierendheid, gesed, verbondsliefde. Al die paaie van die Here is goedendierendheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Met ander woorde, die Here se goedendierendheid of altens sy gesed, sy verbondsliefde is van toepassing op die wat sy verbond bewaar en alleenlik op die wat sy verbond bewaar. En daarom wanneer ons teks in vers 3 vir ons sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, praat dit nie van 'n liefdesgevoel soos ons dit definieer nie, of 'n liefdesgevoel wat geen belofte of verpligting aan verbonde het nie. Nee, dit praat van ons verbond met die Here en ons liefde vir daardie verbond en ons trou of getrouheid binne daardie verbond. Nou die woord trou kan ook as waarheid vertaal word en word ook so vertaal deur baie ander vertalings, onder andere dan die King James vertaal die woord trou as waarheid of truth dan as jy wil. Maar trou is nie noodwendig 'n slegte vertaling nie, want waarheid en trou of altens waarheid en getrouheid gaan hand aan hand. Daar is geen trou of getrouheid sonder waarheid nie. Maar die realiteit is dit, ons het 'n verbond met die Here, waar binne ons 'n verbondsliefde moet hê vir die Here, en waar binne ons getrou moet handel of in waarheid moet wandel, volgens God se woord. En daardie verbondsliefde en trou moet nie een enkele oomblik van die dag deur ons vergeet word nie. Inteendeel, ons moet dit om ons hals dra, sê die skrif. En dit moet geskryf wees op die tafels van ons hart. Menende, dit moet 'n konstante realiteit in ons denkwyse en in ons lewens wees. En ons moet konstant daarin herinner word, asof dit om ons nek gehang word. Maar die punt is, moenie van daardie verbondsliefde vergeet nie. En moenie dat die trou jou verlaat nie, of altans jou toewyding in waarheid teenoor daardie verbond jou verlaat nie. Want dit is nie 'n liefde en trou soos wat die wêreld dit definieer nie. Dit is 'n trou en liefde wat sy gronde vind in ons verbond met die Here, waarbinne daar baie definitiewe voorwaardes is, wat gepaard gaan met vervloekinge, indien jy nie daarby hou nie. Maar ook baie besonderse seën en beloftes, indien jy wel daarby hou. En daar kan wees, want dit is 'n verbond met die Here, en dit is 'n liefde vir daardie verbond. En die Here gee nie daardie verbond vir ons sonder beloftes of sonder seën nie. Inteendeel. Die verbond wat die Here en ons verbondsliefde en trou binne daardie verbond moet 'n konstante realiteit wees, waarvan ons konstant bewus is. En ons moet konstant van daardie verbond en daardie verbondsliefde en daardie trou herinner word. En daarom sê die skrif ook so gereeld, ons moenie die verbond van die Here vergeet nie. Want dit moet 'n konstante realiteit vir ons wees. Moenie daarvan vergeet nie. Die Here sê in 2 Konings 17 vers 38, en die verbond wat ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie. Deuteronomium 4 vers 23, neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God, wat hy met julle gesluit het, nie vergeet nie. Hoekom nie? Want daar is geen reddende genade buite God se verbonde nie.
Indien ons God se verbond vergeet, en ons vergeet van die verbondsliefde, en ons vergeet van die trou, sodat dit ons verlaat, soos die skrif sê, wel dan sal die Here ook van ons vergeet, en ons verlaat. Daar is geen liefde te vind buite God se verbond nie. En daar is geen genade te vind buite sy verbond nie. En daarom word die nuwe verbond ook die genadeverbond genoem. Juis omdat daar genade te vind is binne die genadeverbond. En wat sê Salomo dan juis sal gebeur indien jy wel die verbondsliefde onthou en trou nie vergeet nie, maar dit om jou hals hang en daagliks daarop mediteer. Vers 4, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Die genade van die Here is kondisioneel op ons verhouding binne sy verbond en met sy verbond. Want of ons het 'n liefde vir sy verbond en ons is trou teenoor dit en ons maak seker daardie verbondsliefde en trou verlaat ons nie, sodat dit 'n konstante realiteit vir ons is en so sal ons ook genade vind, of ons het nie 'n liefde en trou teenoor die verbond wat die Here ons gee nie, maar dan moet ons ook besef dat daar geen genade is nie. Die voorwaardes van seën of die seën wat ons kry is kondisioneel op die vorige vers. Die genade is kondisioneel of ons wel daai verbondsliefde het of nie. En die Here handel nog altyd met die mensdom volgens verbonde. Dis hoe die Here nog altyd met die mensdom handel. Van die begin van tyd af handel die Here met die mensdom volgens verbonde. Die Here het 'n verbond met Adam gemaak, wat genoem word die verbond van werke, of althans die werkverbond, soos teoloë dit noem. En die voorwaarde en vereiste van die werkverbond was dat Adam volkome gehoorsaam aan die Here moes wees. Met ander woorde, in sy werke moes hy volkome gehoorsaam aan die Here wees in sy werke. Dit was die werkeverbond en daarom word dit ook die werkverbond genoem. En indien hy wel volkome gehoorsaam was volgens hierdie verbond, dan sou die Here hom ook vir ewig laat lewe het. Hy sou kon eet van die boom van die lewe vir ewig. Maar soos ons almal natuurlik weet, was Adam hulle nie volkome gehoorsaam aan die Here nie, en so het hulle geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad. En deur om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad beteken dat hy van die verbond vergeet het. Dit beteken hy het nie verbondsliefde en trou beoefen nie. En dit beteken hy het dit nie om die hals gebind en op die tafel van sy hart geskryf nie. En so het die vloek nie net oor hom gekom nie, maar oor die hele mensdom deur middel van erfsonde. Wanneer het die Here Israel gestraf? En wanneer het hulle van genade verval? Wanneer hulle ook al van die verbond van die Here vergeet het. En wanneer hulle ook al sy verbond verontagsaam het en nie verbondsliefde en trou beoefen het en dit om die hals gebind en op die tafels van hulle hart geskryf het nie. God se reddende genade is beperk tot binne sy verbonde, wat hy met die mensdom sluit, en daar is geen reddende genade buite die verbonde wat hy met die mensdom sluit nie. En daarom lees ons in Hebreërs 10 vers 28 en 29, as iemand die wet van Moses verwerp het, met ander woorde die ou verbond, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Daar is dus geen reddende genade vir die wat die genadeverbond verontagsaam nie. En daar is geen reddende genade vir die wat buite God se verbond staan nie. Maar vir die wat binne die genadeverbond is en 'n liefde daarvoor het en trou daarteenoor handel en daardie liefde en trou om die hals bind
en dit op die tafels van jou hart skryf, sodat jy daardie liefde en trou nie verlaat nie. Wel, jy sal 'n ewige genade vind. Jy sal dit kry. Christus het nie gekom om 'n tydelike genade teweeg te bring nie. Nee, dit is 'n ewige genade. En dit word gevind, en ons word daarvan verseker ook, binne die genadeverbond. En die Here bevestig hierdie belofte van genade vir ons binne sy verbond, waar ons lees in Hebreërs 10 vers 16 tot 23 daar staan. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Nooit. Waar dan nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir sonde nie, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart. 'n Hart wat trou is. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy kan dit doen. En hy doen dit. En hy gee dit. Die Here wat die verbond aan ons beloof het, hy is getrou. En daarom, soos Hebreërs dan ook sê, kan ons volle geloofsversekerheid hê. Of so Salomo sê, dan sal jy genade vind. Jy sal dit vind. Jy kan geloofsversekerheid hê. Jy sal genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Salomo sê nie, jy sal miskien genade vind nie, as jy hierdie goeders doen nie. Salomo sê nie, jy sal dit waarskynlik kry nie. Nee, Salomo sê, jy sal 100% genade vind. Maar hoe kan Salomo so seker daarvan wees? Want hy praat nie van 'n belofte tussen mense nie. En hy praat nie van algemene liefdesgevoelens nie. Hy praat van die God van die heelal, wat nie kan jok nie, wat 'n verbond gesluit het. En nie net kan God nie jok oor die verbonde wat hy met die mensdom sluit nie, hy het ook die almag om elke belofte wat met elkeen van sy verbonde gepaard gaan, tot vervulling te bring. Hy kan dit doen. Hy het die mag om dit te doen. Nie net kan hy nie jok nie, maar hy het ook die mag en die almag om sy verbonde tot vervulling te bring. En die beloftes wat daarmee gepaard gaan. Daarom kan ons geloofsversekerheid hê. Want die Here is getrou, soos Hebreërs sê. En terwyl ons miskien mag twyfel in die beloftes van mense, omdat hulle dalk mag jok, of dalk omdat hulle nie die vermoë het om te doen wat hulle beloof het hulle gaan doen nie, kan die Here nie jok nie, en hy het wel die vermoë om elke belofte wat hy aan ons beloof, tot vervulling te bring. Hy kan dit doen. En daarom kan Hebreërs ook sê, soos ons vroeër gelees het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Die veiligste plek wat enige van ons of enige mens ooit kan wees, die heel veiligste plek, is binne 'n verbond met die lewende God. Solank ons nie die verbondsliefde en die trou verlaat nie, maar dit om ons hals bind
en op die tafels van ons hart skryf, want dan sal ons genade vind. Binne die verbond van werke, of binne die werkverbond, was die veiligste plek vir Adam en Eva, totdat hulle die verbondsliefde en die trou vergeet het. Maar hulle was veilig, terwyl hulle daarby gehou het. En hulle was absoluut veilig gewees, binne die werkverbond. Totdat hulle die verbondsliefde vergeet het. Totdat hulle die trou vergeet het. En het nie om hulle hals mee gehang het nie. Of op die tafels van hulle hart geskryf het nie. Maar binne die verbond, terwyl die verbond tot stand was, of nog stand gehou het, was dit die absoluutste, veiligste plek wat hulle ooit kon gewees het. Hoekom? Want is binne 'n verbond met die lewende God. Binne die verbond met Moses, was dit die veiligste plek vir die Israeliete om te wees. Totdat hulle die verbond vergeet het, en die verbondsliefde en trou verlaat het, want toe was daar nie meer genade nie. En dieselfde is die geval binne Christus. En binne die genade verbond. Hoekom? Want soos Romeine 8 vers 1 vir ons sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons kan nie meer geoordeel word nie. Dis hoe veilig dit is daarso. Ons is 100% veilig, solank ons in Christus is, solank ons in die nuwe verbond of die genade verbond is, en die verbondsliefde nie vergeet nie. Die veiligste plek wat enige mens ooit kan wees, is binne 'n verbond met die lewende God, ongeag of dit die ou verbond was, en of dit die nuwe verbond of die genade verbond is. Want soos ons lees in Galasiërs 3 vers 23 en 24, was die doel van die ou verbond, juis om die Israeliete veilig te hou. En dit sou hulle ook veilig gehou het, en bewaar het, totdat die nuwe verbond sou kom, daar staan. Maar voordat die geloof gekom het, dis nou Jesus gekom het, is ons onder die wet, dis nou die verbond met Moses, in bewaring gehou. Dit was daar vir julle veiligheid, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Die probleem was bloot, dat meeste van die Jode het nie by die verbond gehou nie. Maar die wat wel daarby gehou het, en daar was mense wat daarby gehou het, wel hulle was absoluut veilig. Maar as hulle in bewaring gehou was onder die ou verbond, juis met die oog op die nuwe verbond, hoeveel meer dan, nie ons, nou dat ons onder 'n beter verbond met beter beloftes onsself bevind nie. Want soos ons lees in Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy, dit is Jesus, 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. As Adam en Eva veilig was onder die werkverbond, en die Israeliete veilig was, absoluut veilig was, onder die ou verbond, of die verbond met Moses, hoeveel meer is ons dan nie veilig? En hoeveel meer sal ons dan die genade vind, indien ons deel is van die verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is nie. Maar om af te sluit, die punt is, daar is nie 'n veiliger plek om te wees, vir enige van ons, as om in Christus Jesus te wees nie, en om binne die genade verbond met hom te wees nie. Want soos die skrif sopas vir ons gesê het, hy is die middelaar van 'n beter verbond, wat op beter beloftes gegrond is, en daarom, laat liefde, of verbondsliefde, en trou, of althans waarheid, jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Hoekom? Want dan sal jy genade vind. Jy sal, want God beloof dit. Dan sal jy genade vind
en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. En hoe groot is die Here se genade dan nie? Dat hy dit vir sondaars soos ons gee. En dat ons volle geloofsversekering kan hê, dat ons wel veilig is. Want die Here sê, jy sal genade vind, sonder twyfel. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid wat daarin te vind is. En ons dankie, o Heer, dat U sondaars soos ons soveel genade bewys. Dat ons kan weet, Here, dat ons vir ewig saam met U gaan woon. Dat ons kan weet dat ons veilig is. O Here, maar hier is ons gebed. Mag ons nooit die verbondsliefde vergeet nie. Mag ons nooit die trou vergeet nie. Mag ons dit om ons hals hang, Here, op die tafels van ons hart skryf, Here. Sodat ons nie links of regs daarvan af sal afwyk nie, Here, maar U sal volg volgens U gebooie, U sal dien en eer as God en Vader en Heer, soos wat U vir ons voorskryf in die woord. Help ons om 'n liefde te hê vir U, vir die woord, vir die verbond wat U met ons sluit, en mag ons nie min daarvan maak nie, Here. Maar mag ons besef, wat se genade U ons wel daarin bewys, dat U wel bereid was om met sondaars soos ons in 'n verbond mee te tree, 'n onvoorwaardelike verbond. Dat waar selfs al is ons ontrou, U bly getrou. O Here, hoe groot is die genade dan nie teenoor sondaars soos ons nie. Gun dit ons bloot net, Here, om U te volg al die dae van ons lewens en nooit die verbondsliefde te vergeet nie. Ter eer en verheerliking van U heilige naam, Here, want alle lof en alle aanbidding kom wel U naam toe, want U is God en U is Heer en U is barmhartig en genadig teenoor sondaars soos ons. Ons loof en prys U heilige naam. Amen.